So, ons het in die vorige video gekyk na die eksponente die vereenvoudiging daarvan. Nou kyk ons na die oplos van, of die los op vir x vrae, wat obviously eksponensiële vergelykings is. Alright, so hier is die 3 vrae wat ek vir julle gegee het, so kom ons kyk gou, hoe moet jy dit benader? So die eerste ene is 7 tot die mag x minus 5 is gelyk aan 44. Eerste ding, hoe weet ek is besig met 'n eksponensiële vergelyking? Kyk waar is jou x, sien jou x flou daar in die lug. Right, so met 'n eksponensiële vergelyking moet jy heeltyd in jou kop hou, dat daai x wat in die lug is, moet terugkom grond toe. En die enigste manier hoe hy kan terugkom grond toe, is as my grondgetalle, daai 7, weg is. En die enigste manier hoe dit kan gebeur, is as hy uitkanselleer met iets aan die regterkant. So tot daai regterkant nie 7 is nie, bly my x daarbo. Alright, so wat is die eerste wat ek gaan doen, is ek gaan die minus 5 oorvat, na die regterkant toe, en dan word hy plus 5. Met ander woorde, ek het 7 tot die mag x, is gelyk aan 44 plus 5, wat 49 is. Great, die 7 tot die mag x, dit wat my eksponent bevat, is alleen. Okay, jammer oor dit. Alright, so die 7 tot die mag x is nou alleen, dan kyk ek na my regterkant, die 49. Alright, so ek wil nou 49 se priemfaktore kry, want ek wil hê, hy moet verander in 7 tot die mag x, sodat my twee grondgetalle dieselfde is. So om dit te doen, selfs as oral anders, jy kry vir shift fact. So hopelik sien jy, met eksponente is daar 'n trend. Jy moet die grondgetalle altyd dieselfde kry. So jou eerste ding is jy nie meer weet wat om te doen nie, is shift fact om. Okay, so shift fact vir 49 en dan sien ek, okay, dit word 7 tot die mag 2. Alright, en wat sien ek nou links en regs? Sien jy dat jou grondgetalle links en regs 7 is? Met ander woorde, daai 7 en daai 7 kan met mekaar kanselleer. Dit beteken ek bly oor met x gelyk aan 2. Daar's jou antwoord. Alright, kom ons kyk na nommer 2. Nommer 2 was 2 tot die mag 2x minus 2 tot die mag x gelyk aan 96. Jo, hopelik onthou ek dit nou. 2 tot die mag 2x plus 2 minus 2 tot die mag x gelyk aan 96. Kom ons kontroleer net gou vinnig. So 2 tot die mag x plus 2 minus 2x, okay. Daai x 2 moet nie daar wees nie. Alright, selfde storie. Hoe weet ek is besig met 'n eksponensiële vergelyking? Kyk waar is jou x lê daar in die lug. Lekker, kyk hoe lekker sit hy daarbo. Alright, nou sit ek met twee probleme hierso. Okay, by die vorige een was dit lekker, maklik, ek het net getalle gehad, ek het dit oorgevat. Nou het ek 2 tot die mag x'e. Ek kan nie met 2 werk nie. Maar wat het ek geleer? Wat sê jy gedoen het as jy gehad het 2 tot die mag x plus 2 tot die mag x? Jy sal hom kon faktoriseer, want dit is dieselfde ding. So dit is presies wat ons hier gaan doen. Maar voor ek dit doen, moet ek net gou hierdie 2 tot die mag x plus 2 van mekaar af skei. So onthou as jy skei tussen die letter en die getal, en albei kry dieselfde basis. Met ander woorde, dit word 2 tot die mag x maal 2 tot die mag 2 minus 2 tot die mag x gelyk aan 96. So jy split hulle van mekaar. Nou moet jy sien, maar daar het ek 'n 2 tot die mag x, daar het ek 'n 2 tot die mag x. So wat kan ek gemeenskaplik uithaal? 'n 2 tot die mag x. Alright, so as daai 2 tot die mag x weg is, en daai 2 tot die mag x is weg, waarmee bly ek oor? Ek bly oor met 2 tot die mag 2 minus wat? Daar moet nog steeds iets staan, so daar staan nou 'n imaginary 1. Alright, so sien jy wat gebeur nou? Jy het 2 keer 2 tot die mag x, wat beteken jy moet daai ding faktoriseer. En nou werk ek uit te maak, wat is 2 tot die mag 2 minus 1? 4 minus 1 gee vir jou 3. Gelyk aan 96. Ons wil hierdie eksponentdeel nou alleen begin kry. So wat moet ek met daai 3 doen? Jy gaan albei kante gaan deel met 3. So ek het 2 tot die mag x is gelyk aan 96 gedeel deur 3. Alright, so 96 gedeel deur 3, wat vir my 32 gee. Great, 2 tot die mag x is alleen. Wat wil ek nou volgende doen? Wat het ons volgende dag gedoen?
jy wil die grondgetalle dieselfde kry. So ek wil uitfigure 2 to die mag wat gee vir my 32. So ek gaan die priemfaktore van 32 kry deur te sê shift fact. En dit gee dan vir my 2 to die mag 5. Met ander woorde, 2 to die mag x is gelyk aan 32 wat 2 to die mag 5 is. Sien jy links het ek 'n 2, regs het ek 'n 2. So daai 2 kan met mekaar kanselleer, dan bly ek oor met x gelyk aan 5. Alright. So maak seker jy sien die verskil tussen nommer 1 en 2. Nommer 1 is straightforward, nommer 2 moes jy net eers gefaktoriseer het, omdat hy dubbel daar is, en dan van daar was dit weer dieselfde. Alright, die laaste enetjie, nommer 3, het jy 5 tot die mag 3x minus 6, gelyk aan 1. Kom ons maak dit gou dubbel seker, is dit wat daar gestaan het? Yes. Okay. So, waar is my x? My x is in die eksponent se plek. Daar fluit hy daarbo. Alright, so wat wil ek doen? Ek moet dit wat die eksponent bevat, alleen kry. Alright, wat beteken ek moet nou vir die regterkant 'n grondgetal gee? So hy moet ek 5 wees. So 5 tot die mag wat gaan vir my 1 gee? Wat help jy gaan sê shift fact 1 nie? Alright, maar wat weet ek tot die mag wat gee altyd vir my 1? Enigiets tot die mag 0. So met ander woorde, ek kan daai gaan verander na 5 tot die mag 0. Alright, wat sien ek links en regs? Ek sien dat ek my basis is dieselfde het, so ek kanselleer hulle. So ek bly oor met my eksponent van 3x minus 6 gelyk aan 0. En nou kry jy net vir x alleen, so vat jy minus 6 oor, hy word plus 6, so 3x is gelyk aan 6, deel al twee kante deur 3, dan sê ek soos, alright, x is gelyk aan 2. Right, en dit is dan jou eksponensiële vergelykings. Ek dink dit is enetjie wat ek net weer met julle wil doen, net om seker te maak jy verstaan regtig die konsep van nommer 2. So gee my net gou 'n sekonde, dat ek net gou vir ons 'n ander vraag kry wat soortgelyk is. Okay, so het ek enetjie vir ons gekry. As jy wonder waaruit kom al hierdie vrae kom uit jou eksamenhulp uit, die oranje of breinboek wat in die begin van die jaar ook ontvang het. Alright, dis wat ek gebruik vir al die vrae. So ons het 3 tot die mag 2x. Nee, hy gaan nie werk nie. Kom ons maak sommer my eie op. Plus 3 tot die mag 2x mol plus 1 gelyk aan. Okay, maar gaan 5 sekondes dat ek net gou hier dink. Okay, gelyk aan 108. Alright, selfde konsep as ons een wat ons hierbo gehad het. Ek soek my x alleen. Alright, daar's my x, maar daar het ek ook 'n x. Die feit dat ek 2 eksponente met x het, sê vir my, jy gaan faktoriseer. Of jy gaan by mekaar met plus, afhangend van wat jy soms sê. Maar die feit dat dit 'n plus is, beteken ek moet gaan faktoriseer. So die eerste ding wat ek doen is, ek skei daai twee van mekaar, wat beteken ek het 3 tot die mag 2x plus 3 tot die mag 2x mol 3 tot die mag 1 gelyk aan 108. Great. Wat sien ek wat dieselfde is? Ek sien daar het ek 'n 3 tot die mag 2x, daar het ek 'n 3 tot die mag 2x. So ek haal my 3 tot die mag 2x gemeenskaplik uit. So as daai 3 tot die mag 2x weg is, en daai 3 tot die mag 2x is weg, wat bly oor? Daar kan nie niks oorbly nie, daar bly 'n 1 oor. So dis 1 plus 3 tot die mag 1. Okay, ek kan die mol daar skryf, maar dit gaan niks so beteken, want 'n plus mol 'n 3, is dit in elk geval plus 3. Alright, werk dit binne in jou hakkie uit, so 1 plus 3 gee dan vir my 4. Nou wil ons vir x alleen kry, met ander woorde, ek moet hierdie deel alleen kry. So wat gaan ek met daai 4 doen? Ek gaan albei kante gaan deel met 4. Die kant kanselleer hy uit, so ek bly oor met 3 tot die mag 2x, en 108 gedeel deur 4 gee vir my 27. Alright, en nou is ons terug by dit wat ons nog die hele tyd doen. Ek moet nou my twee grondgetalle dieselfde kry. So wat tot die mag 3 gaan vir my 27 gee. So ek gaan shift factor en dan sien ek
dis 3 to die mag 3. Met ander woorde, jy 3 to die mag 2x is gelyk aan 3 to die mag 3. Sien jy jou twee noemers is dieselfde noemers, jou twee grondgetalle is dieselfde, met ander woorde, daai 3 en daai 3 kanselleer met mekaar. So ek bly oor met 2x gelyk aan 3. So as ek nou vir x alleen wil kry, wat doen ek met daai 2? Ek deel albei kante met 2, so x is gelyk aan 3 op 2. Alright, en dit is dan die eksponensiële vergelykings.